is dit vir my 'n groot voorreg om vanoggend vir Tanya Net na vore te roep. So Tanya Net is van NG Welsyn. Sy is hoof oor hierdie hele gedeelte en streek. En soos julle weet, ons is regtig baie keer betrokke by NG Welsyn en veral die kinderhuis. So Net, baie dankie dat julle vanoggend met ons kom gesels en 'n bietjie terugvoer gee aan die gemeente. Ek gee aan jou oor. Baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Dis altyd lekker om by die kerk te praat en ons mense te sien wat in die gemeenskap betrokke is en omgee vir ons mense. Ons kontakbesonderhede is daar op die bord. Julle kan dit ook na die tyd by die kantoor kry as julle verder wil belangstel of met hulle in aanraking wil kom. Jy kan maar aangaan. So wie is NG Welsyn? Ons dink altyd net aan ons klein kantoortjie en aan ons kinderhuis hierso, maar NG Welsyn is baie groter as net hierdie klein kantoor. Dit is ook 'n NPC en dit is die Synode van Goudland se maatskappy wat welsynsdienste lewer. Die maatskappy is geregistreer as 'n MPC, 'n MPO en 'n PBO. 2 hoofkantore, want ons werk natuurlik in 2 provinsies, soos wat die Synode ook in 2 provinsies val. So dit is die Goudland Synode en dan is daar 'n hoofkantoor in Noordwes wat die Noordwes kantore bedien en dan is daar 'n hoofkantoor in Gauteng wat al ons Gauteng kantore bedien. In Gauteng het ons 6 gesinsorgkantore, 3 tehuise vir bejaardes en 1 kinderhuis. So hier in vereniging het ons 1 gesinsorgkantoor en 1 kinderhuis. Jy kan maar aangaan. So ek wil net vandag bietjie vir julle verduidelik waarom het die NG Kerk NG Welsyn nodig. Want julle het mos nou 'n dominee en julle het sielkundiges en arbeidsterapeute en spraakterapeute. So hoekom het julle vir NG Welsyn nodig? Die diens van barmhartigheid vanuit die kerk dateer eeue terug en bestaan steeds. Die kerk het nog altyd en gaan nog altyd die armes versorg, wese en weduwees versorg, aandag gee aan die lidmate wat swaar kry of berading en leiding nodig het. Maar vanuit die kerk se diens van barmhartigheid is daar ook 'n behoefte aan die diens vir 'n professionele diens wat gelewer moet word. En NG Welsyn beskik oor daai vaardighede om hy professionele diens te lewer. Jy kan maar aangaan. So wat maak NG Welsyn dan anders as die kerk? Die personeel, soos ek reeds gesê, die professionele diens, dis opgeleide maatskaplike werkers en hulpwerkers. Ek het onlangs 'n pos geadverteer vir 'n maatskaplike werker en iemand het vir my 'n e-pos gestuur. Ek is baie lief vir kinders, so ek dink ek voldoen aan die vereistes. Nee, ongelukkig nie. 'n Maatskaplike werker studeer aan die universiteit vir 4 jaar, behaal 'n graad in maatskaplike werk en jy het ook sielkunde agtergrond. Jy word ook by die raad geregistreer en doen aan verskeie ondervinding op wanneer jy jou praktiese diens doen terwyl jy studeer. Jy is ook by die professionele raad geregistreer wat vereis dat jy elke jaar 20 CPD punte bereik. Ek weet die dominees moet dit ook doen, so dit is baie duur kursusse wat jy moet bywoon om altyd op datum te bly met al die nuutste tegnologie en al die nuutste inligting wat daar is, want ons wêreld verander baie vinnig en ons moet op hoogte bly daarvan. So NG Welsyn bied ook vir ons eie personeel en dan kontrakteer ons dit baie keer ook uit om 'n bietjie fondsinsameling te doen vir ons eie maatskaplike werkers en hulpwerkers bied ons leiding en opleiding aan. Jy kan maar aangaan. So ons gesinsorgkantoor hier in vereniging is op die terrein van die Klipkerk. Ons het daar 'n supervisor en ons het 3 maatskaplike werkers. Ons het 1 maatskaplike hulpwerker en dan het ons 'n administratiewe beampte. As jy graag by hierdie kantoor wil betrokke raak, die kontakbesonderhede was op die eerste skyfie.
Ons het veral mense daar nodig, as ons administratiewe beampte byvoorbeeld met verlof wil gaan, het ons nie iemand om die telefone te antwoord nie, en die voordeur te antwoord nie. Jy kan enige tyd daar betrokke raak en gaan help. Hulle het altyd vrywilligers nodig. By die kinderhuis, die volgende skyfie, Catherine Robson kinderhuis is geleë langs die brandweer in die dorp by 1 Joubert-straat. Daar het ons 'n bestuurder, ons het 2 maatskaplike werkers, ons het 'n administratiewe beampte, 4 permanente kinderversorgers en 4 afloskinderversorgers. 8 assistente, 'n supervisor vir die kombuis en klere voorraadstoor, 'n kok, 'n drywer en 'n instandhoudingspersoon. Hier het hulle altyd vrywilligers nodig om te kom help met die kinders se huiswerk en om die kinders besig te hou na ure en ook die regte opvoeding en leiding vir hulle te gee. Ek weet julle was ook vir hierdie jaar baie betrokke by die kinderhuis, baie dankie daarvoor. Julle insette is regtig was vir ons van groot waarde. Die volgende skyfie. So wat kan 'n maatskaplike werker alles doen? Ek het nou hier ingesit verwydering van kinders, maar dit is altyd ons laaste uitweg. Maar ek het dit spesifiek ingesit omdat ek begin het deur te sê julle het ons nodig. Want julle dominee kan berading doen en julle sielkundiges kan berading doen en mense help, maar julle mag nie kinders verwyder nie. Net 'n maatskaplike werker wat geregistreer is, mag dit doen. So daar's 2 maniere hoe 'n kind verwyder kan word. Die eerste is die vorm 36 verwydering wat op 'n krisis situasie is. Hier kan ek byvoorbeeld noem, die laaste jaar het ons 'n gesin gehad wat in 'n motor langs die rivier gewoon het met 'n papbabietjie van 8 dae oud. En dit het onder ons aandag gekom en die maatskaplike werker het gereeld gery om die baba te gaan soek, maar die mense het haar heeltyd ontduik en toe sy hulle uiteindelik kry, was die mamma so aangerand deur die man saam met wie sy is, dat beide die ma en die kind in die hospitaal opgeneem moes geword het. So dis 'n vorm 36 verwydering. Dis daai krisis waar jy daai kind se lewe letterlik moet red. Daai babietjie was vir meer as 'n week in die hospitaal voordat sy kon uitgeplaas word by veilige ouers om na haar om te sien. Dit is byvoorbeeld daardie dogter wat die skool ons bel en sê die kind was vir 6 weke nie in die skool nie en dit was skoolvakansie en sy's terug en haar hande is so vol inflammasie dat sy nie kan skryf nie. Met verdere ondersoek het ons agtergekom dat hierdie kind se hande op die warmplate van die stoof gebrand is deur haar ma. Na 12 weke het dit nog steeds nie gesond geword nie en moes sy ook in die hospitaal opgeneem word. So dit is hierdie tipe kinders wat ons regtig dadelik verwyder en beveilig. Dan artikel 152 verwydering is wanneer ons eers dienste lewer. Ons wil nie sommer net dadelik kinders wegvat van hulle ouers nie. So as ons byvoorbeeld 'n aanmelding kry dat daar 'n kind is met gedragsprobleme of iemand wat ander kinders boelie by die skool, dan stel ons ondersoek in. Wat is fout? Wat gaan aan? Waarom is hierdie gedrag so onbeheerbaar? Daar word ouerleiding klasse gebied. Terapie vir die kind word gereël. En as dit op die ou einde blyk dat die probleem werklik by die huis lê, dan verwyder ons eers die kind. Maar dan kan ons eers hof toe gaan, 'n verslag vir die hof gee en vir hulle verduidelik, wat het ons alreeds gedoen om hierdie gesin bymekaar te probeer hou, en dan gee hulle vir ons 'n hofbevel, want hierdie ouers is gewoonlik baie moeilik. Dis nie maklik om 'n kind te verwyder nie. Jy kan vir jouself dink, as ek daar instap en sê kom haal jou kind, en dit is die rede, dan gaan jy 'n bietjie aggressief raak natuurlik, en nie sommer jou kind vir my wil gee nie. So soms is dit ook noodlik om die polisie se hulp in te roep. Die volgende skyfie asseblief. So wat kan ons maatskaplike werkers nog doen? Ons doen ouerleiding en dit kan ook in groepsverband aangebied word. Ons het nou die laaste kwartaal het ons 'n groep van 8 ouerpare
ouerleiding voor aangebied. Julle kan ook as gemeente sê, maar ons het 'n behoefte aan ouerleiding in ons gemeente. Kom bied dit asseblief vir ons hier aan en dan doen ons dit. Groepwerk met kinders oor verskillende onderwerpe, trauma-ontlonting en berading, assessering van kinders. Ons doen ook interaksionele analises waar daar byvoorbeeld 'n egskeiding betrokke is en ons moet besluit waar is dit vir die kind die beste, dan word dit daardeur bepaal. Gemeenskapswerkprojekte, opleiding van dagmoeders, daar is Safe Hubs in ons Wesrand gebied waar kinders na skool na die Safe Hub toe gaan en waar hulle dan 'n broodjie kry en ook gehelp word met hulle huiswerk. Daar's 'n toy library hier by Melilande Kerk waar dit werk spesifiek net soos 'n biblioteek waar jy die speelgoed gaan uithuur of uitneem sonder kostes. Dan bied ons vakansieprojekte vir kinders aan. Ons het die Winterhoop projek wat ook altyd afgekondig word op RSG en in die kerke en dan het ons 'n Kersprojek waar ons probeer om vir al ons pleegkinders en kinders wat onder ons aandag is geskenke te gee. Volgende skyfie asseblief. Ons het die afgelope jaar 112 pleegkinders versorg. Hierdie kinders het liefdevolle versorging vanaf hulle pleegouers ontvang. Hulle het elke dag 'n gesonde bord kos gehad en 'n kospakkie skool toe gekry. Hulle het klere en skoolbenodighede gehad. Hulle het hierdie nodige versorging gekry, want 'n maatskaplike werker het hulle veilig daar geplaas en toesig gehou dat dit goed gaan met hulle in hierdie omstandighede. Volgende skyfie. Ek plaas veral nou klem op die pleegkinders, want die staat het afgekondig dat hulle pleegsorg wil begin minder maak. Die een rede daarvoor is, en ek kan dit insien van die staat se kant af, is dat hulle die SASSA toelaas wil begin verminder en geld wil spaar op die manier. Ongelukkig het dit implikasies vir ons kinders wat sy pleegouers of huidige versorgers dit nie kan bekostig om hulle te versorg nie. So ons moet nou meer fokus op care orders. Dit is wanneer 'n kind met 'n hofbevel in iemand se sorg geplaas word, maar hulle ontvang dan nie 'n pleegkind toelaag nie. Hulle ontvang net 'n child support grant met 'n bietjie top-up wat nie soveel is soos die pleegkind toelaag nie en wat nie altyd genoeg is om daai kind regtig te versorg nie. Ons doen ook baie mediasies en dan het ons die afgelope jaar 31 mediasies gehad wat baie is. Dis nie net van mense wat skei nie, want onthou daar's privaat mediators ook en prokureurs wat mediasies doen. Ons kry gewoonlik daai moeilike gevalle waar die ouers nie getroud was nie en waar hulle beklei oor die kind. So dit vat nogal baie tyd van ons maatskaplike werkers en moet hulle ook dikwels toesigdienste hou wanneer ouers kinders besoek. Die kinderhof kan ook nou guardianship plasings doen. So ons kyk ook nou na dit en doen 'n ondersoek om te bepaal of 'n bepaalde versorger die regte guardian vir hierdie kind kan wees. Die volgende skyfie. Aanmelding van sake. So artikel 110 van die Kinderwet sê baie duidelik dat alle professionele persone, dit sluit die verpleegster, die dokter, die sielkundige, die dominee in, jy is verplig om 'n saak aan te meld by die polisie of by die maatskaplike werker wanneer dit onder jou aandag kom dat 'n kind fisies mishandel of seksueel misbruik word. So dit kan by die polisie aangemeld word, maar wat is die verskil tussen die polisie en NG Welsyn se maatskaplike werkers? 'n Massiewe groot verskil van sensitiwiteit, professionaliteit, voortgesette dienslewering en ondersteuning aan die kind en aan die hele gesin. So indien daai persoon nie rapporteer nie, dan is hulle strafbaar aan 'n kriminele oortreding en kan tot 10 jaar gevangenisstraf opgelê word. So dis baie belangrik as jy hierdie goed weet, meld dit aan. Jy het 'n verantwoordelikheid. Volgende skyfie. So ons doen ook gemeenskapswerk. Ons fokus in die jaar hoofsaaklik op 2 groot projekte. Die 16 dae van aktivisme wat nou opkom in November
en dan die kinderbeskermingsweek wat gewoonlik in Junie, Julie is. Daardeur het ons die afgelope jare 1070 kinders bereik, mense bereik waarvan die meeste kinders is. So vakansieprogramme is ook aangebied en 83 kinders het daarby baat gevind. Ons Kersboomfunksie was ook 'n groot sukses en saam met die Kersboomfunksie gee ons ook kospakkies vir hierdie gesinne uit en ons bied ook vir hulle programme aan wat veral fokus om kinders te bemagtig om hulle self te beskerm. Die nuwe naam daarvoor is Protective Behavior, so ons leer hierdie kinders om hulle self te beskerm. So die doel van die kerk se barmhartigheidsdiens kom hier sterk na vore, gekombineerd met die professionaliteit van die maatskaplike werker. Volgende skyfie. So dan beweeg ons na Catherine Robson Kinderhuis toe. Ek's amper klaar. Sorry, ek vat Jessie se hele preek oor. Die kinderhuis het tans 64 kinders in hulle sorg. Daar word verskeie dienste aan hierdie kinders in die kinderhuis gelewer. Opvoedkundig, hulle woon 11 skole by. Nou dis massief baie. En die rede hoekom hulle so baie skole bywoon is omdat daar spesifiek na die kind se behoefte gekyk word, sodat daardie kind die beste opvoedkundige sorg kan kry wat nodig is. Ons het ook 'n autistiese kind in ons sorg wat na 'n skool vir autistiese kinders toe gaan. 'n Gedeelte van hierdie skoolfonds word deur Beeldkinderfonds betaal. Ons is gelukkig om dit te ontvang, maar ons het verder ook donasies nodig om hierdie kind te help. Die gedrag het al reeds baie verbeter en die caregivers word ook geleer hoe om hierdie kind se gedrag te hanteer by die kinderhuis self. Kerk word bygewoon deur ons kinders en daar's ook vrywilligers wat van verskillende kerkgroepe af na ons kinders toe kom om hulle daar by die kinderhuis te bedien. En ek weet hulle was ook een keer by julle gemeente gewees. Hulle hou baie van uitstappies, hulle hou daarvan om bazaare by te woon en hulle gaan elke jaar na Vogwel Noord se bazaar toe wat 'n massiewe groot kindervriendelike bazaar is. So hulle word daar ook lekker bederf. Die kinders word ook geleer om te deel en dankbaar te wees deur besoeke aan die SPCA, waar uitreikaksies doen hulle ook om ou klere en onbruikbare speelgoed vir minderbevoorregtes uit te deel. So tydens vakansies word spesiale uitstappies gereël. Dit word ook gedeeltelik deur Beeldkinderfonds geborg, maar ons benodig ook nog donasies daarvoor. Volgende skyfie. Ons kinders doen ook sport. Ons het heelwat seuns, ek dink daar's 8 op die oomblik wat by die plaaslike rugbyklub deel is en wat die Rhino week verlede jaar bygewoon het en ook hierdie jaar. Hulle presteer regtig baie goed en danksy Beeldkinderfonds weer eens en ander donateurs kon ons al hulle benodighede aankoop. Matriekafskeid verlede jaar het ons 2 matrikulante gehad en hierdie jaar het ons 1 matrikulant wat regtig met die matriekafskeid uitgestaan het bo die ander kinders omdat hulle pragtig gelyk het en mooier as die gewone kinders gelyk het. Terapeutiese dienste word deur die 2 maatskaplike werkers gelewer en in uitsonderlike gevalle word kinders na buiteterapeute toe verwys. Familie, klem word geplaas op die hereniging en daar word moeite gedoen om die kinders met hulle gesinne te herenig. Daar word ook besoeke toegelaat van die familie aan die kinders en in sommige gevalle moet die maatskaplike werker dan op 'n naweek gaan om toesig te hou oor hierdie besoeke. In die afgelope jaar is daar 4 kinders suksesvol met hulle gesinne herenig. So dan is daar ook vakansievriende wat ons 'n groot gebrek aan het op hierdie stadium. Daar's heelwat kinders wat vakansietye moet inbly, wat niemand het wat hulle kan besoek nie. So as jy dalk iemand ken of jy huise self wil oopmaak vir sulke tipe kinders, sal ons baie dankbaar wees. Jy kan net die kinderhuis se maatskaplike werkers daaroor kontak. Gedragsprobleme het ons ongelukkig ook. Daar was dagga en dwelmgebruik op ons terrein gewees wat ons saam met die polisie uitgesorteer het en sekere van hierdie kinders is ook vir behandeling gestuur.
En dan, dit gaan alreeds beter. Ons het van die gedragsprobleme saam met die skoolberaders hanteer en daar is 'n duidelike verskil. Daar was ook voorvalle waar die kinders die gebou beskadig het en ons gebou is ongelukkig baie oud. Maintenance is vir ons 'n groot uitgawe en 'n groot bron van kommer. Hierdie kinders is krimineel vervolg en daar is opgetree teen hulle en hulle is dan nou ook ingeskakel by van programme wat hulle leer om nie weer hierdie kriminele oortreding te begaan nie en dan kom hulle terug na ons toe en skakel weer by ons program in. Volgende skyfie, ons uitdagings. By NG Welsyn het ons geweldig baie personeelwisselings gehad. Die hartseer is om te sê dat ons jong maatskaplike werkers nie meer daai lojaliteit het wat ouer maatskaplike werkers het nie. En ek wil regtig 'n beroep doen op julle om julle kinders en julle kleinkinders weer daai waarde te leer van hoeveel is my werk werd vir my. Want ons het mense gehad wat sommer oornag net geloop het en nie weer teruggekom het nie. Ek weet ons werk is uitputtend, maar daar is hulpbronne. So asseblief, ons moet ons kinders leer om weer lojaliteit te hê. Tans gaan dit beter en werk ons span baie mooi saam en het ons daarom nou al vir 'n hele rukkie nie meer personeelwisselings nie. By die kinderhuis het ons deur 'n proses gegaan om 'n nuwe bestuurspan saam te stel en dit gaan goed daar. Die kinders was aanvanklik 'n bietjie negatief, maar ons het ons topbestuur verminder sodat ons meer finansies het om aan ons caregivers te betaal wat regtig die 24 uur diens aan ons kinders lewer en daar is om dag en nag vir hulle te versorg. Die departement van maatskaplike ontwikkeling bly vir ons 'n uitdaging. Ons is afhanklik van hulle subsidie. Dit is elke jaar vir ons spannend. Ons weet nie gaan ons subsidie kry of gaan ons nie kry nie. Ek moet vir julle sê, as ons nie kry nie, gaan ons diens baie kleiner word en gaan ons 'n ander tipe diens moet lewer. Maar ons is heeltyd besig soos julle beplan vir NG Suikerbos, beplan ons ook heeltyd vir NG Welsyn. Wat is die pad vorentoe? Donateurs word minder en die ekonomie van die Voldriehoek is onder druk. So mens kan verstaan dat daar minder donasies ook inkom. Dan wil ek dankie sê vir julle en vir die gemeenskap, vir God se genade wat ons elke jaar help om finansiëel die paal te haal. Dankie vir JC wat op ons adviesraad is van die kinderhuis. Hy eet nie net ons broodjies daar nie, hy lewer waardevolle insette. Baie dankie JC. Saam kan ons 'n verskil in die gemeenskap maak. Baie dankie.